Goeiedag, ek is Dr. Ilana Joubert van Cape Gate in Kaapstad. Ons gesels vandag oor die mite van of suiker kinders hiperaktief maak. Een van die grootste mites van ouerskap. Diep gewortelde geloof onder ouers en voogte dat suiker kinders hiperaktief maak. Ekstensiewe kliniese navorsing het keer op keer hierdie mite aangaande 'n sugar rush verkeerd bewys. Jy ken seker die prentjie. Dis 'n verjaarspartytjie, daar is koek, lekkers, gaskoeldrank en skyfies en roomys. 'n Halfuur later hardloop 20 kinders skreeuend deur die tuin. Iemand spring op die trampolien, nog een huil omdat sy ballon gebars het en al die groot mense sit op die stoep en sê, sien, dit is al hierdie suiker. Maar wat sê die wetenskap weer eens? Daar is geen goeie wetenskaplike bewyse dat suiker op sigself kinders hiperaktief maak nie. Een van die bekendste landmerkstudies wat reeds in 1994 in the New York England Journal of Medicine gepubliseer is, het gekyk na kinders wat groot hoeveelhede suiker ingeneem het. Kinders was sogenaamd sensitief is tot suiker. Hulle was geplaas op 'n dieet wat 'n hoë sukrose suikerinname bevat of kunsmatige versoeter aspartaam of placebo. Die resultaat van hierdie studie het bewys dat selfs teen die hoeveelhede veel hoër as 'n normale suikerinname, daar geen beduidende effek was op kinders se gedrag, kognitiewe funksie of aktiwiteitsvlakke nie. En sedertdien het verskeie opvolg meta-analises konsekwent dieselfde navorsingsgevolgtrekking bewys. 'n Meta-analise is studies wat kyk na die gekombineerde data van verskeie individuele studies of navorsing. Maar dokter, ek sien mos met my eie oë hoe my kind verander nadat hy lekkers geëet het. Wel, dit bring my by die volgende stelling. The power of expectation, the expectancy effect. As suiker nie hiperaktiwiteit veroorsaak nie, hoekom glo ouers dan vas daarin? Nog 'n baie bekende studie het hierdie fenomeen bestudeer. Navorsings het 'n groep moeders en hulle seuns gebruik. Al hierdie kinders was deur hulle moeders beskryf as suikersensitief. Helfte van die moeders was ingelig dat hulle kinders 'n groot hoeveelheid suiker ingeneem het en die ander helfte is ingelig dat hulle kinders geen suiker of placebo ingeneem het nie, terwyl al die kinders die suikervrye placebo ingeneem het. Interessant was dat daar die moeders wat onder die indruk was dat hulle kinders suiker ingeneem het, hulle kinders se gedrag beskryf het as beduidend meer hiperaktief. Videomonitering het ook gewys dat hierdie moeders baie meer in die onmiddellike omgewing van hierdie kinders gebly of gehover het en baie meer krities was oor hulle gedrag, gebaseer op die moeders se eie verwagting. Korrelasie versus kausaliteit. Die les hieruit is te leer dat net omdat twee dinge saam gebeur, beteken nie dat die een die rede is vir die ander nie. Die omgewing waarbinne hierdie kinders tipies groot hoeveelhede suiker inneem, is oor die algemeen chaoties en baie opwindend. Ons dink aan verjaarsdagpartytjies, sportdae, familiebyeenkomste, Kersfees ensovoorts. Met ander woorde, op plekke waar daar baie mense, lawaai, speletjies, lag en groot opgewondenheid is. Hierdie omgewings is die blote opgewondenheid van die omgewing, die teenwoordigheid van ander kinders en maatjies en die wegbreek van 'n alledaagse roetine eerder wat verantwoordelik is vir hierdie hiperaktiewe gedrag en nie noodwendig die cupcake of die koeldrank vol suiker nie. But why do they crash then? Wel, die huilerigheid, irritasie en moegheid wat kinders na 'n partytjie toon, is nie noodwendig 'n suikercrash nie, as gevolg van die skielende dalende bloedsuikervlakke nie. Dit is dikwels bloot pure uitputting na ure se hoë energie speel en definitief oorstimulasie. Die kinders het vir ure lank gespeel, gehardloop, geskreeu, gelag en gespring en minder geëet as gewoonlik en hulle gewone roetine is heeltemal deurmekaar. En teen die tyd dat hulle in die motor klim, is hulle eenvoudig doodmoeg en oorstimuleer. En ek dink ons groot mense kan ook so voel na 'n lang besige dag by die werk. So wat is die praktiese boodskap vir ouers? Moenie paniekerig raak oor een stukkie verjaardagkoek of 'n handjievol lekkers nie. Is suiker heeltemal onskuldig? Absoluut en glad nie. Te veel bygevoegde suiker kan met verloop van tyd bydra tot tandbederf, gewigstoename
'n vetterige lewer en 'n groter risiko vir tipe 2 en ander gesondheidsprobleme. En daarom beveel gesondheidsriglyne aan dat ons suiker beperk, veral in koeldrank, energiedrankies, lekkers en hoogs verwerkte kosse en takeaways. Die rede waarom ons suiker beperk is dus vir langtermyngesondheid en nie omdat dit kinders binne 20 minute hiperaktief noodwendig maak nie. Fokus dus eerder op die groter prentjie. Sorg dat jou kind die meeste van die tyd 'n gebalanseerde maaltyd eet, genoeg slaap kry, elke dag beweeg en water drink eerder as gaskoeldrank. Lekkernye kan beslis deel wees van 'n gesonde leefstyl, solank dit nie elke dag die hoofgereg van ons kinders se bord word nie. En die volgende keer, wanneer iemand by 'n partytjie sê, dis al daai suiker wat hierdie klomp kinders so mal maak, wel, kan jy vriendelik glimlag en sê, nee, dis waarskynlik eerder die partytjie as die pudding. Ek is Dr. Ilana Joubert van Cape Kite. Dankie dat jy weer eens vandag tyd gemaak het om in te skakel by ons weeklikse gesondheidsprogram.